Goeiemôre liewe vriende. Baie welkom vanmôre weer by die inskakel met hierdie geleentheid waarin ons die woord kom bedien. Baie van u is nog steeds asof in die grendeltyd, maar redelik aan die huis gebonde. En ek weet dat so oor 'n lang tydperk dan begin 'n mens nogal redelik honger raak vir geselskap of vir die uitgaan na mense toe. Maar ek wil vir u vra, kom ons wees vanmôre in die wete. Dis die Here wat vir ons op hierdie wyse eintlik deur sy gees bymekaar bring. Dis 'n besondere tyd nou. Ons matrieks het nou sopas begin met hulle eindeksamen. Dis wonderlik gister, soos wat ek ry oral, hoe die boere op die lande besig is om te plant. Vandag weer het dit baie goed gereën. Ons is so dankbaar vir hierdie tyd waarin ons nou is. Ek wil saam met jou bid dat die Here God sal gee dat hierdie geweldige insette van ons boere, die geweldige rekenskap wat ons kinders nou in eksamentye ook studente moet gee, dat die Here ons God met almal sal wees en dat hy self sy seën op dit alles sal plaas. Dis ook vanmôre vir my 'n besondere geleentheid. Ek het gister by die Bybelhuis die splinternuwe 2020 vertaling gekry. Dit sal dan nou vanmôre vir my die heel eerste keer wees wat ek in 'n erediensgeleentheid uit hierdie Bybel uit met jou gaan saam lees. Mag Vader vir jou naby wees. Mag hy met jou praat soos 'n man met sy vriend, soos wat hy 'n besondere verhouding gehad het met Moses. Ek bid Here dat ons vandag in die naam van ons Here Jesus Christus, in u naam, o Vader, en in die besondere leiding en gemeenskap van u, o Heilige Gees, dat ons elke oomblik sal beleef. Dis met u wat ons te doen het. Amen. My liewe vriend, genade vir jou en vrede van hom wat vir jou op jou naam geroep het, wat verklaar het, jy's myne. Amen. Kom ons sing 'n lied saam. Ons sing die lied in liedboek 163, 'n lied wat uitspreek van verlange. Ek verlang daarna, Here, om met u gemeenskap te hê, soos wat 'n waterbok wag op die Here en smag na die water, so smag ook ons na u, o Here. Kom ons maak ons Bybels oop, dan lees ons saam uit Johannes 15. Ek is in die afgelope paar preke al reeds met u besig oor hierdie besondere beeld, hierdie metafoor wat Jesus hier gebruik om te sê hy is die wingerdstok, ons is die lote
ons moet vrug dra en hy snoei ons reg om net meer vrug te dra. Ons het reeds aandag gegee aan die heel eerste saak waaroor dit gaan. My Vader is die boer. Ek is die wingerdstok. Dit was die twee sake wat ons afgehandel het. En ek wil nou vanmôre die derde saak met u aanraak, waar Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en julle is die lote. Ons, ek en jy, is lote gebonde aan hierdie wingerdstok. Ek lees uit die nuwe vertaling dan, Johannes hoofstuk 15. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en dit verdroog. Hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. Maar as julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Ek onderstreep dan nou net hier in vers 5 waar Jesus dit letterlik sê, ek is die druiwestok en julle die lote. Besonder hoe dat die Here Jesus beelde, metafore, simbole gebruik, waarin hierdie mens sou amper kon sê onvoltooidheid van homself, sonder ek en jy as die lede is. Dink maar aan die liggaam. Hy is die hoof, ons is die lede van die liggaam. Elkeen van ons onderling 'n lid daarvan. So kom Jesus in hierdie selfde gedagte en hy kom sê, ek is die egte druiwestok. Ek is die ware wingerdstok. So asof hierdie woorde wil sê in vers 1, die egte druiwestok daar. Ander druiwestokke is daarom nou nog nie heeltemal so volmaak perfek nie. Maar ek, sê Here Jesus, is die egte druiwestok. En dan julle die lote. So belangrik as wat dit is om die wingerdstok te ken. Om te weet wie hy is. So belangrik as wat dit is om te weet wie's die landbouer, die boer, die husbandsman, die versorger, die een wat hierdie druiwestok versorg om net meer en meer beter produktief te kan wees. Net so belangrik is dit om te besef wie's ek. Ek is 'n loot. Ek is 'n loot verbonde aan hierdie wingerdstok. 'n Loot is 'n eenvoudige stukkie unieke hout wat inpas by hierdie wingerdstok. Spesifiek is van dieselfde aard, dieselfde soort as die wingerdstok self. Ek is 'n loot, voortgebring deur die wingerdstok vir een doel, en dit is om resultate te gee, om vrug te dra, om in hierdie wêreld 'n verskil te gaan maak, om vir die wêreld smaak te gee, rus te gee. Dis waarvoor ek en jy lote geword het. In wese is die loot dus van dieselfde natuur as die wingerdstok.
Hy is die enigste van die Vader gestuur. Die enige gebore, sê Johannes 1, van die Vader. In hom is die volheid van God beliggaam, sê die woord. So dink bietjie oor wat dit beteken as ek van dieselfde natuur is. Ek is van dieselfde aard as 'n loot deel van hierdie wingerdstok. Daar's 'n paar dinge wat ek vir u wil uitlig rondom hierdie belangrike saak van die eenheid tussen loot en wingerdstok. Daar is in die eerste plek 'n totale toewyding. Want 'n loot het net een rede vir sy bestaan. En dit is om die vrug voort te bring wat die wingerdstok, die druiwestok, in homself potensieel het. Ek en jy moet dit gaan uitdra, gaan uitleef. Hy wil sy alles wees, sy alles doen, deur jou en my in hierdie wêreld. So ek en jy, as gelowiges natuurlik, want deur die geloof is ons ingeënt, deur die geloof het ons deel geword van hierdie wingerdstok, het ons net een rede, waarvoor ons loot is, waarvoor ons verbonde is aan 'n wingerdstok. Ons het net een rede vir ons bestaan, en dit is sodat die egte wingerdstok, die egte druiwestok, deur my en jou aan hierdie wêreld uitgestal kan word. Sodat die egte wingerdstok al die potensiaal wat hy in hom het, kan uitleef in hierdie in hierdie lote. Daarom as loot vra dit my totale toewyding om te wees wat ek is. Ek moet wees wat die egte druiwestok is. Ek is 'n loot van hierdie druiwestok. En daarin is my vervulling. Daarin is my lewensroeping vervul. Daarin lê die wese van my bestaan. My hele bestaan is gerig daarop om Jesus uit te leef in hierdie wêreld. Om Jesus se werking uit te dra na hierdie wêreld. Ek en jy is uitgekies, is verlos deur Jesus om te leef vir net een rede. En dit is om die vrug te dra wat Jesus aan hierdie wêreld wil kom lewer. So net so eksklusief as wat 'n loot bestaan slegs om vrug te dra, net so eksklusief bestaan ek. Net so eksklusief as wat Jesus die egte wingerdstok is en daarin sy bestaan het om vrug te wil gaan dra. Dis waarvoor ek en jy daar is. So as dit so sou kon wees volgens hierdie beeld wat ons weier ook in die woord sien, is ons ingeënt in die egte druiwestok. Dit is so asof ons willelote was, maar hy het vir ons kom inent, sodat ons uit hom, deur hom, tot hom kan lewe, sodat hy in jou en my aan hierdie wêreld beskikbaar kan word. Verder wil ek weer onderstreep, daar is 'n perfekte ooreenstemming tussen die loot en die wingerdstok. Jy gaan nie 'n ander soort stok daarin kry nie. Die wingerdstok, die egte druiwestok, het homself kom uitleef in lote. Dieselfde materiaal as wat die wingerdstok is. Dieselfde materiaal as wat die egte druiwestok is. So is ek en jy van daardie selfde natuur. Dieselfde lewe.
dieselfde plek, dieselfde taak. Ons is onskeidbaar een. Dis wat vir jou en my anders maak. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons behoort nie aan 'n duistere wêreld nie. Ons is nie in die mag, in die hande van 'n duistere noodlot nie. Ons behoort aan Jesus. En elke gelowige het vanweë sy verbintenis met Jesus ook deel in sy goddelike natuur. En hy die Gees, ek en jy, het dan die Gees van Christus in ons. Kolossense sê dit so mooi in Kolossense 1 vers 19, Kolossense 2 vers 19. Ons het dieselfde Gees. Ons is dieselfde wese, een in wese as Jesus Christus, want God is volledig beliggaam in Jesus. So die loot is van dieselfde materiaal as die wingerdstok. Die enigste verskil is, die een is groot en sterk en die bron van krag, die ander kleiner, swakker, maar altyd afhanklik om te leef uit die krag wat die sterk wingerdstok voorsien. Daarom is dit ook vir jou en my die verantwoordelikheid om 'n perfekte afskynsel van Jesus te wees. Is dit sekerlik ook vir jou en my om elke dag opnuut weer dit wat in ons lewens skade doen, af te was, weg te was, skoon te maak, sodat Jesus net meer en meer na vore kan kom. Ek wil ook onderstreep dat daar 'n totale afhanklikheid is. Die wingerdstok het sy bron van lewe en sap en krag nie uit homself nie, of nie net vir homself nie. Hy het dit vir die lote. So die lote is en het niks buiten dit wat die wingerdstok aan hierdie lote voorsien nie. Ek en jy as gelowiges is geroep, en dit is ook ons grootste seën, om 'n lewe van totale afhanklikheid te hê. Onthou ons weer van Matteus 5, die bergpredikasie wat begin met, hoe gelukkig is jy, hoe geseënd is jy, as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Dit is Matteus 5 vers 3. So dag en nag, elke oomblik, is dit noodsaaklik dat Christus in my kom werk en in my, deur my voorsien alles wat nodig is vir die wêreld. En dan 'n verdere punt. Daar is 'n onwankelbare vertroue. Die loot as dit ware het geen sorge van sy eie nie. Alles word voorsien deur die wingerdstok. Al wat die loot nodig het, is om hom oor te gee aan hierdie wingerdstok, sodat die wingerdstok homself kan uitleef in die loot, sodat ek en jy as 'n loot ontvang van hom wat hy voorsien. En dit is insig hierin wat lei tot seën in jou geloofsvertroue. My verbondenheid aan hom is 'n vertrouensverhouding. Die geheim van krag in my lewe lê in my verbondenheid aan hom. Filippense sê dit so mooi in Filippense 4. My krag kom van Jesus. Ek is tot alles in staat deur hom. So my liewe medegelowige, kom ons leer vanmôre hierdie les. Jy het net een ding waarvoor jy verantwoordelik is. En dit is om 'n loot te wees.
om die kanaal te wees waardeur Jesus as die egte wingerdstok, die egte drywerstok homself uitleef. Wees net 'n loot, niks meer nie en niks minder nie. Wees net die geloofsvolle, afhanklike, toegewyde loot, want Christus sal vir jou die wingerdstok wees, wat alles wat jy nodig het, sal kom voorsien. En dan die Vader. Die Vader wat soos 'n goeie landbouer, soos 'n husbandman, soos 'n versorger, hierdie wingerd voorsien. Hy gee alles wat nodig is, sodat ek en jy in Christus volledig onsself kan wees soos ons behoort te wees. Die almagtige God, die husbandman, die landbouer, dis hy wat die wingerdstok maak wat hy is. En dis hy wat ook vir jou en my as die loot laat wees wat ons moet wees. Kom ons bid saam. Dankie Here. Baie dankie dat ons nie uit onsself en op onsself hoef staat te maak nie, maar alleen volledig op Jesus. Ek bid vanmôre Here dat ek en elkeen van ons as u kinders 'n onverhinderde toegang tot u sal hê. Want u het dit vir ons gegee. Dat ons sal gebruik maak van so 'n geleentheid. En dat ons in ons verbondenheid aan u sal wees wat u wil hê. Soos Jesus, want u sê mos, nie een van ons leef vir onsself nie. Ons leef vir u. Seën ons en gebruik ons in Jesus se naam. Amen. Liewe vriend, daar's 'n besondere lied, lied 504. In hierdie lied is 'n lied van toewyding. Ek wil, o Heer, my hele lewe aan u toewy. Kom ons sing hierdie lied, veral dan die 5de vers, sê dan hierdie woorde, ek wil my lewe aan u toewy.
En nou, my liewe vriend, ontvang die Here se seën. Die genade van die Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. Die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle elkeen.